Môre geliefde, welkom op hierdie Kersoggend. My en Liesel se gebed vir jou is dat jy die vrede van Christus, wat ons in hierdie tyd herdenk, beleef, maar meer as dit gaan uitleef. En ons praat dan vanmôre juis oor die toets van Kersfees. Kom ons lees ons vers vanoggend, gaan lees hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 3. Die 14de vers. As iemand se bouwerk behoue bly, sal hy loon ontvang. Want dis die vraag vanoggend. Mense hou hulle so dikwels hulle lewe lank besig met goed wat nie regtig van blywende waarde is nie. En dit sê Paulus vir hierdie gemeente. Baie mense, selfs Christene, verkoos die kosbare dae wat God vir hulle gee, deur hulle besig te hou met onbenullighede. Dis hulle wat aan die einde van hulle lewe verlees staan, as ons almal se lewe getoets word. Want van hulle gaan daar niks oorbly wat tot eer van die Here sal wees nie. Ja, hulle sal wel gered word op grond van hulle geloof, maar hulle lewe sal voor God 'n skande wees. Kom ons waak daarteen dat dit met ons gebeur nie. Kom ons sorg al die dae van ons lewe wat ons oor het, dat ons lewe met kosbare edelstene en goud sal bou op die fondasie wat Kersdag vir ons kom gee. Christus, die verlosser wat gebore is. Dis dade van geloofsafhanklikheid van God. Kom ons praat eenvoudige taal. Dade volgens God se wil, in gehoorsaamheid aan hom en in liefdesdiens aan jou medemens. Moenie jou lewe mors nie. Onthou, God gee jou net hierdie een lewe, hierdie een kans om tot sy eer te lewe. En Kersfees herinner ons weer daaraan. Stille nacht, heilige nacht, Jesus kind, lang verwag, lig uit die Vader se ryk, voort uit liefde aan mense gelyk, loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Stille nacht, heilige nacht, hemelvors, ons gee ag,
Redder is daar. Here Jesus, bewaar my op hierdie Kersdag, dat ek nie my tyd mors met onbelangrike dinge nie. Gee my insig om te kan sien wat vir U belangrik is. Amen. Mag jy saam met my, geliefde, 'n wonderlike Christusfees beleef. Sy wil, môreoggend.